So julle kan voortgaan en julle Bybels oopmaak in Filippense. Ons sal vandag kyk na Filippense hoofstuk 1 vers 3 tot 8. So ek sal vir ons lees vanaf vers 3. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. So is dit vir my reg is, om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. So vinnige oorsig deur die teks. Die hoofidee is Paulus se liefde vir die Filippense. En hierdie liefde word bewys deur danksegging en gebed aan God. En dit sien ons aan die begin van hierdie teks in vers 3. Vers 3. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Ek dank my God. Die uitlating van Paulus is 'n bewys van sy liefde vir die Filippense. Paulus is dankbaar vir die Filippense en hy gaan nou in die verse wat volg uitbrei en sy redes gee vir hierdie dankbaarheid. In vers 4 vind ons 'n doelgerigte bygedagte. Vers 4, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Die kort sin in vers 4 bring 'n tussengedagte op, waar Paulus noem dat hy vir die Filippense bid. Paulus gaan verder uitbrei op die inhoud van hierdie gebed in verse 9 tot 11. Maar hy is dankbaar vir die gemeente, maar dit maak hulle nie vry van gebed nie. Dit lei eerder tot vreugdevolle gebed. Dan verse 5 tot 6 gee vir ons die twee redes vir Paulus se dankbaarheid. Die onmiddellike rede is in vers 5, ek dank God oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Paulus is dankbaar dat die Filippense deelneem aan die evangelie. Hy is dankbaar dat hierdie groep deel het aan die gemeenskap van heiliges. Hy is dankbaar dat hulle dit aangegryp het en werksaam is aan die evangelie. Dan die tweede en uiteindelike rede vir Paulus se dankbaarheid is in vers 6. Ek dank God omdat ek juis hierop vertrou. En hier is die uiteindelike rede, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Ek dank God dat hy 'n goeie werk in julle begin het en dit sal volëindig. Paulus se tweede rede berus op die feit dat God die een is wat die werk in hulle begin het. En dit is daarom 'n onfeilbare werk. Paulus is dankbaar dat die werk wat in hulle begin is, 'n werk van God is en nie van die mens nie. Hy is dankbaar dat hulle deelnam aan die evangelie deur God ingestel is. Verse 7 en 8 gee vir ons verdere bevestiging van sy liefde vir die Filippense. Vers 7. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in genade is. Want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Die laaste twee verse is 'n verdere bevestiging van Paulus se liefde vir die Filippense, waar Paulus sy liefde vir hulle nadruk en bevestig deur God, wat die kenner van harte is, te roep as 'n getuienis, 'n getuie van die feit dat hy hulle in sy harte dra. So net nog 'n paar gedagtes om ons denkrigting te vorm rondom hierdie brief. Die brief aan die Filippense is bekend as die brief van blydskap. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Die boek kan omgesom word as, ek verbly, nou verbly julle in die Heer Filippense. Paulus, deur al sy lyding en gevangenis, bemoedig die Filippense. Ek, Paulus, deur die genade van God, verbly myself in die omstandighede. O gemeente van Filippi, dit lyk sleg, en julle bekommer julle self oor my. Maar ek is lief vir julle, en ek dank God vir julle. Volg my voorbeeld en wees sterk, verbly julle in die Heer. Ons sien hierdie blydskap en vreugde van die begin van die brief af, hier in verse 3 tot 8, tot aan die einde van die brief.
Die brief is van 'n persoonlike aard, wat geskryf is om dankie te sê vir die gemeente wat na aan Paulus se hart was. Paulus was betrokke by die begin van die gemeenskap. Hy was daar toe God die werk in hulle begin het en hy is nou hier in Rome. 10 jaar later waar die gemeente hulle Christenliefde bewys deur hulle onophoudelike evangelie deelname. So kom ons lees nou saam die verhaal van die geboorte van die eerste kerk in Europa. Julle kan saam met my lees in Handelinge 16 vers 9 tot 40. Handelinge 16 vers 9 tot 40. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons verkeerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig, versekerd was. Ons het dan afgevaar na Troas en reguit koers gehou na Samothrace. En die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar bymekaar gekom het. En 'n vrou met die naam Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarseende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor, het Paulus omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep. En hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is nie, om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeer en beveel gegee om met stokke te slaan. En toe hulle hul baie slae gegee het hulle hul in gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het hom aan die woord van die Here verkondig. Hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas. En hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. En toe die dag word, stuur die regters die geregsdienaars en sê, laat daardie manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring. Die regters het laat weet dat julle losgelaat moet word. Gaan dan nou uit en reis in vrede. Maar Paulus sê vir hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan, ons wat Romeinse burgers is. En ons het die gevangenis gewerp. En wil hulle ons nou in die geheim uitwerp? Volstrek nie. Laat hulle self kom en ons uitlei. En die geregsdienaars het hierdie woorde aan die regters oorgebring.
en hulle het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek. En nadat hulle die gevangenis verlaat het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het broeders gesien en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. So nog 'n vraag wat ons moet beantwoord is, hoekom die brief geskryf is. Daar sien ons die ontstaan van die kerk, maar nou moet ons vra hoekom is die brief geskryf. Die vraag hoekom die brief geskryf is 'n belangrike voorloper in ons gedagtes wanneer ons die brief lees. Dit help ons om die inhoud van die brief te verstaan. Die brief is nie hoofsaaklik polemies van aard nie. Dit wil sê, Paulus was nie besig om die Filippense te oortuig van sy apostelskap nie. Hy was nie hoofsaaklik besig om valse leraars teen te staan nie. En hy was nie hoofsaaklik besig om lering reg te stel nie. Hy was ook nie hoofsaaklik besig om hulle te vermaan nie. Die brief aan die Filippense is eerder 'n baie intieme brief, soos wat Miller sê. Dis die innige uitstorting van 'n hart tot 'n gemeente wat hy liefgehad het. Dit is hoofsaaklik 'n brief om Paulus se dank te betoon. Hulle gerus te stel en aan te bemoedig, aangesien hulle baie besorg was oor Paulus. So hier is 4 redes vir Paulus se skrywe. Nommer 1, Paulus wou vir die Filippense bedank vir hulle offergawe. Ons sien dit in hoofstuk 4 vers 10 tot 19. Paulus wou aan die Filippense sy dank bewys vir hulle liefdesbewys. Paulus ewig dankbaar wou sy dankbaarheid oorsit tot aksie met 'n brief aan die Filippense. Rede nommer 2, Paulus wou vir hulle verduidelik hoekom hy Epaphroditus terugstuur na hulle toe. Ons sien dit in hoofstuk 2 25 tot 30. Paulus dank die Filippense vir hulle afgevaardigde en bedienaar van sy behoeftes, Epaphroditus. Hy verduidelik dat Epaphroditus hom goed bedien het en dat hy baie siek geraak het, tot op die punt waar hy by die dood omgedraai het. En dan bemoedig hy die Filippense om hom te ontvang met blydskap en om in eer te hou. Dan rede nommer 3, Paulus wou hulle inlig oor sy huidige omstandighede en hulle bemoedig. Ons sien dit in hoofstuk 1, 12 tot 26. Die Filippense was innig besorg oor Paulus en dis die rede hoekom hulle Epaphroditus na hom toe gestuur het met 'n offer. Paulus bemoedig die Filippense in hierdie brief deur praktiese en Christelike vermaanings te maak deur sy huidige omstandighede aan te verduidelik en dit te gebruik om hulle aan te moedig. Ons sien hoe hy hulle bemoedig deur sy gevangenskap te gebruik as 'n voorbeeld in verse 12 tot 16. Hy sê, nee my geliefdes, moet julle nie bekommer oor my boeye nie. God gebruik dit om hierdie evangelie waarvan ons deelnemers is te bevorder. En dan laastens, hy wou hulle waarsku oor die gevaar van slegte arbeiders en vyande van die kruis, sien dit in hoofstuk 3. So kom ons bid saam voor ons begin vandag. Ja, dan dankie net vir u woord, Here, wat goed is en suiwer is, wat u vir ons gegee het, Here, waaruit ons kan leer, Here. Ons bid dat u ons vandag sal leer wat dit beteken om dankbaar te wees, Here, en om 'n bron van dankbaarheid vir ander te wees. Ons bid dat u in ons harte sal werk, Here, en dat ons u sal eer in alles wat ons doen. Amen. So kom ons lees, gaan weer die teks vir julle lees, Filippense 1 vers 3 tot 8. Ek dank my God, elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging, bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang, met die innige tederheid van Jesus Christus. Vers 3, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Paulus dank God elke maal wanneer die lieflike herinnering van die kerk in Filippi sy gedagtes volmaak. Die gemeenskap van gelowiges is 'n soet gedagte vir Paulus. Die vreugde wat die Filippense Paulus verskaf, maak hom dankbaar teenoor God. Die herinnering van die prediking van die evangelie langs die rivier, Lydia se hart wat geopen word, die gesange in 'n donker en koue tronk, waar God se krag magtig verskyn het, die redding van die tronkbewaarder en die lieflike ete wat Paulus en Silas saam die bewaarder en sy familie gehad het.
Paulus het die evangelie aan hulle verkondig. Hulle het positief gereageer en dadelik evangelie deelname saam met hom bewys. Hulle was dadelik sy mede-arbeiders en werkers in die geloof. Ons kan net dink die liefde wat Paulus vir hulle gehad het en die liefde wat Paulus vir hulle gehad het. Die Filippense nou mede-deelnemers aan dieselfde genade wat Paulus ook ontvang het. Paulus met die voorreg om te sien hoe God die gemeente begin het en hoe God nou nog in hulle werk, deur die liefde wat hulle aan Paulus bewys. So voor ons kom by die 2 redes hoekom Paulus dankbaar is. Hier is 4 gedagtes rondom Paulus se dankbaarheid. Eerstens, Paulus se dankbaarheid is spesifiek en persoonlik. Hy sê, ek dank my God. Paulus se dankbaarheid is doelgerig, dit is gerig aan God. Dit wil sê dat Paulus bedank God vir die geskenk van die gemeente. God verskaf die Filippense as 'n bron van liefde aan Paulus. Soos 'n man dankbaar is aan God dat hy sy vrou vir hom gegee het, as 'n bron van liefde, so ook was Paulus dankbaar. Paulus se danksegging is persoonlik. Dit is gerig aan die God wat homself al menigte kere as sy God betoon het. In Paulus se eie woorde, dit is die God aan wie ek behoort. Dit is die God wat ek ook dien. Paulus sê nie die volgende nie, hy sê nie dankie tog nie. Hy sê dankie Here. Dit is slegs deur u genade dat ek hierdie liefdesoffer van die gemeente ontvang. Paulus se dankbaarheid is spesifiek gerig tot die God wat alles in staat stel. Die dank is heel eerste gerig aan God. Want elke ander dankie stroom uit die feit dat dit eerste van God af is. Die brief is geskryf om dankie te sê aan die gemeente, maar dit begin met 'n dank aan God. Dankie Here dat die gemeente deel het aan die evangelie. En dit wat ek nou van hulle ontvang, die stoffelike offer, is as gevolg van u genade. God is die bron van alle liefde en daarom is God die persoon geregtig op alle dank. Tweedens, Paulus se dankbaarheid is opnuut. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Elke asem is 'n rede vir dankbaarheid. Elke tree is 'n rede vir dankbaarheid. Elke blom is 'n rede vir dankbaarheid. Elke boom is 'n rede vir dankbaarheid. Elke oomblik, elke dag, elke geskenk is opnuut 'n rede vir dankbaarheid. Want elke keer is elke ding wat van bo af neerdal 'n goeie rede vir dankbaarheid. Elke gedagte aan die Filippense is 'n goeie rede om dankbaar te wees vir God. God se goedertierenheid is elke môre nuut en sy trou is groot. Elke asem is 'n geskenk, 'n bewys van God se goedertierenheid. Daarom is dit elke keer 'n rede vir dankbaarheid. Paulus se dankbaarheid is opnuut elke maal, want elke goeie gawe is uit God se genade. Nommer 3, Paulus se dankbaarheid is konstant. In 1 Tessalonisense 5 vers 18 lees ons die volgende: Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Paulus skryf hierdie brief terwyl hy in gevangenis in Rome is. Maar soos ons sien is hy 'n man van sy woord. Hy lewe volgens die wil van God en dit is: wees in alles dankbaar. Wees altyd dankbaar in alle omstandighede. Dis hoekom Paulus elke maal, altyd, as hy aan hulle dink, vir God dankie sê. In elke omstandigheid, in boeye, in gevangenskap, in vryheid, in vernedering, in oorvloed, in versadigheid, in honger, in rykdom en in lyding, dankbaar. Paulus se dankbaarheid is konstant, want God is konstant goed en konstant vrygewig. Paulus verstaan dat God se hand altyd besig is om te werk en elke omstandigheid en persoon te gebruik vir sy glorie en sy welbehae. Nommer 4. Paulus se dankbaarheid is gegrond. Sy dankbaarheid is gegrond op die volgende feit. 1 Timoteus 1 vers 15. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. As ek 'n boek moet skryf oor dankbaarheid en hierdie boek mag net 3 woorde bevat, dan sou dit as volg gelees het: Christus red sondaars. Dit bied 'n probleem, dit bied 'n redder en dit bied 'n werk. En dit bied 'n groot rede vir dankbaarheid, ons grootste rede.
Ek, Paulus, is 'n sondaar. Christus is genadig. Hoe wonderlik, hoe goed en hoe mooi dat Christus my, wat dit die minste verdien, regverdig maak. Dit is die postuur van 'n dankbare persoon. En dis hoekom Paulus elke maal as aan die Filippense dink vir God dankie sê. Here, dat ek mag deel wees van hierdie werk wat U in hulle doen. Ek, die grootste van al die sondaars. Here, dat U besluit het om genadig te wees op hierdie gemeenskap. Dat U hulle wat dood was, wat U gehaat het, liefde betoon. Here, U is genadig teenoor ons as sondaars, nou kinders van U. U het hulle wat werkers van die dood was, nou deelnemers gemaak aan die evangelie. U is getrou om die werk te begin, behou en voleindig. Dankbaarheid is die hart se reaksie op genade. Die Christen se hart moet ingeoefen wees om die dankbare reaksie op genade te hê, soos wat ons in Paulus sien. Liewe luisteraar, hier ten opsigte van Paulus se dankbaarheid, wil ek u laat besin oor die volgende. Is ons soos die heiden as dit kom by dankbaarheid? Is ons sonder verskoning? Ja, ons het geen verskoning om nie dankbaar te wees nie. Geen, niks. Is jou dankbaarheid spesifiek? Is dit gerig aan die God wat die wêreld en alles daarin geskaap het? Is dit gerig aan God wat alles ten goeie meewerk? Is dit gerig aan die God wat omgee oor jou heiligheid? Is dit gerig aan die God wat jou uit die duisternis gered het? Is dit gerig aan jou God, aan wie jy behoort en wie jy dien? Of is jy trots? Is dit vir jou moeilik om vir God dankie te sê vir die son wat opkom, vir die voeltjies wat sing, vir die kinders wat lag, vir die ooglede wat besluit om die oggend te begin? Was jou opstaan vanoggend een van grimmigheid of van geluk? Een van grimmigheid of van dankbaarheid? Was jou oggendlied smaak en sien dat die Here goed is? Of was dit alweer 'n kort koffie? Is jou dankie 'n dankie aan die feit dat alles goed gaan? 'n Dank vir omstandighede wat jou lewe gemaklik maak? 'n Dankie tog? Of is dit dankie Here my God? Mans, is julle dankbaar vir julle vrouens elke oggend opnuut? Is julle woorde wanneer julle werk toe ry, dankie Here vir die wonderlike gesin wat U my gegee het? Of is dit 'n dankie tog? Bietjie vrede, 'n pot gooi en lekker koffie? Vrouens, is julle grimmig in die bediening van julle mans? Of is julle dankbaar vir elke geleentheid om God se glorie te bewys deur julle liefde en omgee? Kinders, is julle dankbaar vir die ouers wat God vir julle gegee het? Ouers wat hy gegee het uit sy goeie en perfekte wil. Is ons lied 'n lied van dank aan God vir sy genade aan ons? 'n lied van sy genade, 'n lied van dank vir sy genade aan hierdie gemeenskap. Wees in alles dankbaar. Vers 4. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Vers 4 moet beskou word as 'n tussenin. Dis 'n parentese wat die omstandighede van die danksegging verduidelik. Paulus is dankbaar vir die Filippense. Hy bid nog steeds egter vir hulle aangesien dit nodig is. Die gebed word egter met vrede gebid, want gebede met dankbaarheid is vreugdevolle gebede. Ons sal verder na die inhoud van die gebed kyk in verse 9 tot 11. So hier volg nou die eerste rede vir Paulus se danksegging, of die onmiddellike rede. Vers 5. Ek dank God oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af toe tot nou. Paulus is dankbaar vir die Filippense gemeenskap aan die evangelie. Ek dank God oor julle gemeenskap aan die evangelie. So wat beteken hierdie woord gemeenskap? Of in Engels is dit die woord fellowship. Dis die Griekse woord koinonia. Dit kan vertaal word as gemeenskap of om by te dra of deelneme of kameraadskap. En dit kan as volg beskryf en uitgebrei word. Die aandeel wat ons in Christus het, ons deelneme in Christus en dus ons deelneme aan die werk van Christus. Die deelname wat ons in Christus het, beteken ook dat ons gemeenskap met mekaar is. Daar is nou 'n unieke verhouding tussen ons as mense wat aan Christus behoort. Want ons behoort aan een liggaam. Dit beteken dat ons gesamentlike of gemeenskaplike doelwitte het en bydra tot 'n gesamentlike werk.
Evangelie deelname beteken dat ons betrokke is in aktiewe werksaamhede tot die bevordering daarvan. Die Filippense was ons voorlopers aan evangelie deelname. Hulle het evangelie deelname bewys, dadelik, van daardie eerste dag af, tot nou, tot Paulus skryf. So kom ons kyk nou na hoe die Filippense deelname aan die evangelie betoon. In Filippense 4 vers 14 tot 18 lees ons die volgende. So Filippense 4 vers 14 tot 18. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang, en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou, dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat julle gestuur het. 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. So ons sien die volgende in die 4de hoofstuk van die brief van die Filippense. Evangelie deelname is deelname aan verdrukking. Julle Filippense het goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. Dra mekaar se laste en so vervul die wet van Christus. Galasiërs 6 vers 2. Evangelie deelname is 'n deelname aan mekaar se swaar kry. Die Filippense het hierdie deelname aan Paulus betoon, deur soos Miller sê, aan hom te dink en hom sy laste te help dra deur hulle stoffelike gawe, hulle meelewing en voorbidding, hul belangstelling en offervaardigheid. Die Filippense se gemeenskap aan die evangelie het gelei tot die gemeenskap in verdrukking, saam met Paulus ter wille van Christus. Evangelie deelname beteken dat die Filippense aandeel hou in Paulus se verdrukking. Evangelie deelname is deelname aan rentmeesterskap of milddadigheid. Die Filippense het deel gehad in Paulus se uitgawe en inkomste staat. Ons lees dit in hoofstuk 4. Die deelname aan hierdie evangelie het beteken dat die Filippense rentmeesters is van dit wat God hulle gegee het. Die geld wat hulle vrylik van God ontvang het, is gebruik om Paulus te bedien. En nie net Paulus nie, maar ook die kerk in Jerusalem, soos wat Paulus vir ons in 2 Korintiërs sê. Hy sê, hulle oorvloedige blydskap was by hulle diepe armoede oorvloedig in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja bo vermoë gewillig. Die Filippense was bo vermoë gewillig om te gee. Hulle was ryk in milddadigheid, ja ryk in ruimhartigheid. Dit wat hulle ontvang het in die hand, was met wysheid en vrygewigheid gebruik, soos wat evangelie deelname vereis. Hulle het aan Paulus voorsien sodat hy kan getuig dat hy alles ontvang het en oorvloed het. So evangelie deelname beteken die Filippense was ruimhartig en vrygewig gewees. Dis die oorvloedige uitgawe van ons oorvloedige inkomste van genade. Nie net in rand en sent nie, maar in alle tekortkominge. En dan evangelie deelname is toetrede. Die Filippense het die geliefde Epaphroditus gestuur. Hulle het fisiese deelname bewys deur bemoediging, bystand en vertroosting aan Paulus te besorg deur Epaphroditus. Deelname dui op aktiewe optrede. Dit is nie passief nie. Passiewe evangelie deelname is geen deelname. Die Filippense bewys vir ons deur wiele aan hulle deelname te sit. Dit beweeg, dit het 'n effek en dit is werklik. Epaphroditus was die voertuig waardeur die Filippense hulle stoffelike gawe aan Paulus gestuur het. Nie net dit nie, maar hy het in Paulus se verdrukking gedeel. En hy was self as 'n liefdesoffer gestuur om vir Paulus te bemoedig en hulp te leen. Evangelie deelname beteken dat die Filippense aktief betrokke was. Paulus was dankbaar vir die Filippense se deelname aan hierdie evangeliewerk. En ook dat hulle deelname aan die evangelie het. Hulle is deel van die gemeenskap en hulle neem saam deel in die gemeenskap. So die tweede en uiteindelike rede vir Paulus se danksegging is in vers 6. Ek dank God, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig
tot op die dag van Jesus Christus. Ek, Paulus, is dankbaar, omdat ek vertrou op die feit dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig. Ek is dankbaar, want die werk wat in julle begin is 'n werk van God. Ek is dankbaar, want ons kan ons op God berus, sy getrouheid en sy goedheid. Hierdie rede bou op die onmiddellike rede, deurdat Paulus is dankbaar dat hulle deelname aan die evangelie het, en hierdie deelname bewys dat dit 'n werk van God is, wat God begin het is. Hulle volgetroue evangelie deelname bewys dat God die werk in hulle begin het. En dit wat hy begin, wat God begin, sal hy voltooi. Dit dui ook aan dat evangelie deelname slegs plaasvind deur 'n werk van God. Die vers is een van die mees gerusstellende verse in die Bybel. Dit sê vir ons dat die werk wat in ons begin is, 'n goeie werk is wat deur God begin is. En dat God wat hierdie werk begin het, dit tot voltooiing sal bring. Die gemeenskap aan die evangelie wat nou 'n werklikheid in ons lewe is begin, behou en gaan volëindig word deur God. Die vers sing van God se werk in heilmaking, God se werk in saligmaking en God se werk in verheerliking. Paulus kan vir ons geen beter rede gee vir dankbaarheid as God se getrouheid nie. Dit bring ons tot die volgende 3 punte. God begin, God behou en God volëindig. Eerste punt, God begin. Paulus was daar toe die eerste kerk in Europa tot stand gebring is, soos wat ons gelees het in Handelinge 16. Hy was daar toe die gemeenskap saamgestel was. Hy was daar met die prediking van die evangelie, die boodskap wat krag dra. Hy was daar, maar dit was nie 'n werk wat deur Paulus begin is nie. Nee, die goeie werk wat daar begin is die werk van God. Die Here het Lydia se hart geopen. Soos ons reeds gesien het Paulus deelname aan hierdie evangelie getoon, maar hierdie deelname, soos ons nou hier kan sien, slegs 'n werklikheid is deur die hand van God. Net soos die Filippense het die Here Paulus ook uit duisternis gered en hom tot evangelie deelname vertrou. God is die Heiland, dit is die Here wat Lydia se hart geopen het. Filippense, ek is dankbaar want die werk wat in julle begin is nie 'n werk wat ek begin het nie. Dis nie deur julle eie hande aan mekaar geslaan nie. Dis nie 'n feilbare werk nie, nee, dis deur ons Heiland bewerk. Ek weet meeste van julle sal 'n tydjie in hierdie gemeente en weet presies wat ek bedoel as ek sê God begin 'n werk in ons. Maar kom ek gee ons almal net 'n vinnige herinnering van God se soewereiniteit en redding. Titus 3 vers 4 tot 5. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Ons redding is gebaseer op God se goedertierenheid en nie ons status nie. Ons redding is gebaseer op God se barmhartigheid en nie ons werk nie. Ons redding is gebaseer op Christus se geregtigheid en nie ons eie nie. Ons redding is verwek deur sy liefde tot die mens, nie ons liefde tot hom nie. Hy red, hy vernuwe. Hy red ons red nie onsself nie. Geloof en bekering is geskenke uit sy hand. Christus is ons verlosser. Sonder hom is dit nie moontlik nie. Hy verlos ons van die doodsgreep van sonde. Geloof en bekering beteken ons vertrou nie meer op onsself nie, maar op Christus om die reddingstaak te volmag. Ons, sondaars, dood in ons sonde, sonder hoop, sonder genade, die wat God se wraak verdien, ons wat ons vuiste geswaai het vir die heilige. Luisteraar, jy wat een sonder hoop verlate op die pad van duisternis, 'n werker van die koninkryk van Satan, 'n godlasteraar, 'n godhater, 'n ondankbare heiden, maar nou nie meer nie. Nou sit jy hier in die gemeenskap van die heiliges. Hoekom? Was dit by die krag van u hand? Was dit deur jou wilskrag, die positiewe ja, of jou goeie werke? Nee. Wat kan ek ooit bring of doen om my sonde te versoen? Sou my hart van ywer gloei, sou my trane ewig vloei. Nog gebede, nog geween kan my red. Heer, u alleen. Ledig en met skuld belas, klem ek aan die kruishout vas. Nakend kom ek kleding vra, hulpeloos smaak ek om genade. Vuil soek ek die heilandfontein, was my heiland, maak my rein. God begin en God bou.
So die tweede punt, God behou. Die teks is implisiet in die boek van die Filippense, die brief van die Filippense is eksplisiet oor die feit dat God die werk behou. Hy begin dit en hy behou dit. Die feit dat hy dit begin en eindig, impliseer dat hy dit ook behou. En in Filippense 2 lees ons, 12 tot 13, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. God werk in julle, daarom julle werk. God is werksaam in julle Filippense, daarom bemoedig ek julle om al te meer uit te blink in evangelie deelname. God is besig om die werk wat in julle begin is, te behou, en ver meer as dit, is hy besig om daardie werk te gebruik tot voordeel van sy wil en sy welbehae. Julle evangelie deelname word befonds deur God se daklose store van genade. Die werk wat God begin het, is 'n werk wat volhou sal word, totdat God dit tot voltooidheid sal bring op die dag van Jesus Christus. En God voleindig. God begin, God behou en God voleindig. God sal voleindig. God het begin en God sal voleindig. Die stelling is ewig geruststellend. Die Here wat goeie werk begin, is ook die Here wat goeie werk volmaak. God begin nie iets nie, wat hy nie voltooi nie. Hy is nie soos ons nie. Ons het hope onvoltooide projekte, wat verstrooid lê, maar nie God nie. As hy iets begin, sal hy dit tot volmaaktheid bring. Wat 'n wonderlike stelling. Filippense, ek is dankbaar want God het die werk in julle begin. En nie dit nie, maar hy gaan dit voleindig. Dit is die toonbeeld van bemoediging. Veral die feit dat dit van Paulus kom, gevange en wag om die oordeel tot dood. Paulus se vooruitsigte is nie juis positief nie, maar Paulus berus in die feit dat God die werk sal voltooi op sy tyd. Nie net voltooi nie, maar volmaak, perfek voltooi. God is getrou en daarom is ons dankbaar. Daarom is Paulus dankbaar want God is getrou aan hom om die Filippense vir hom as 'n liefdesgawe te gee. En God is getrou aan die Filippense deur die werk wat hy in hulle begin het te voltooi. Hierdie goeie werk sal voleindig word op die dag van Jesus Christus, die dag van sy wederkoms, sy eindoorwinning, sy openbaring as regter van hemel en die aarde. Ek is dankbaar want God is getrou aan julle. Dis wat Paulus vir die Filippense sê. So vers 7. Lees as volg. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Dit is net reg van Paulus om so te dink aangaande die Filippense. Dit is deel van sy Christelike plig om so 'n houding van dankbaarheid te hê vir hulle. Paulus se denkwyse is geregverdig deur sy kennis en liefde vir die Filippense. Paulus beïndruk dat nie spesiaal of uniek van hom is om so te voel oor die Filippense nie. Dit is net reg, dis te verwagte. Die Filippense het hulle liefde aan Paulus bewys van die begin af tot nou. Vandat hulle deelname aan die evangelie getoon het tot nou in sy gevangenskap en verdediging en bevestiging van die evangelie. Paulus is reg om hulle in sy hart te dra as gevolg hiervan. En die Filippense deel saam met Paulus in die genade. Die genade wat begin, behou en voleindig is deur God. Dan gaan Paulus verder in vers 8. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. So in vers 8 brei Paulus uit op sy woorde in vers 7, wat sê, omdat ek julle in my harte dra. Hy brei nou uit hier in vers 8, om sodoende te wys, dat dit nie oordrywing was nie. Dit is vir Paulus uiters belangrik, dat die Filippense weet hoe lief hy vir hulle is. Die kennis van sy liefde, vir hulle, sal die Filippense help om die waarhede, die kennis en die vermaanings, wat hy met hulle deel, ter harte te neem. Hy roep nou hier tot God, God, die kenner van harte, om 'n getuie te wees van sy liefde vir die gemeenskap. Die liefde waarmee Paulus die Filippense liefhet, is dieselfde gesindheid wat ons in Christus sien. Hy noem dat hy na hulle verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Dit wil sê, dat Paulus se liefde vir die Filippense dieselfde tipe gesindheid is,
wat in Christus was. En waarvan ons lees in Filippense 2 vers 1 tot 5. Die liefde van Paulus is nie van die vlees nie. Dis nie 'n liefde wat bepaal is deur die voordeligheid om die Filippense lief te hê nie. Dis nie 'n liefde wat gewaai word deur die winde van omstandigheid, gevoelens of idees nie. Die liefde is gemodelleer volgens die liefde van Christus. En dit word in werking gestel deur die feit dat Paulus met Christus gekruisig is. En hy leef nie meer nie, maar Christus leef in hom. En wat hy nou in die vlees lewe, leef hy deur die geloof in die Seun van God wat hom liefgehad het en homself vir ons gegee het. Hoe wonderlik en hoe bemoedigend vir die Filippense. Hier in Paulus is iemand wat lief is vir hulle en wat omgee vir hulle. Hoe wonderlik en hoe bemoedigend vir ons. Paulus wys vir ons dat hy die liefde van Christus modelleer. Die gesindheid wat in Christus bevind is en wat hy ons tot aanwakker. Filippense, hierdie gesindheid moet ook in julle wees. Stellenbosch Bybelgemeente, hierdie gesindheid wat in Christus was, moet ook in julle wees. Kom ons wees bemoedig deur die feit dat hierdie gesindheid van Christus wat in Paulus was, ook in ons kan wees. Die liefde wat Paulus vir die gemeente in Filippi gehad het, is ook 'n liefde wat ons vir mekaar kan hê en vir mekaar moet hê. So die vermaning aan julle vanoggend is tweevoudig. Die voorbeeld van die Filippense as 'n bron van dankbaarheid en die voorbeeld van Paulus. Dankbaarheid is nie opsioneel nie. So die voorbeeld van die Filippense, 'n bron van dankbaarheid. Eenvoudige vraag, is jy 'n bron van dankbaarheid vir ander? Ons het gesien hoe die Filippense 'n bron van dankbaarheid vir Paulus is in hoofstuk 4. So die vraag wat jy jouself vanoggend kan vra, is jy 'n bron van dankbaarheid vir ander? Maar my hooffokus is egter op die voorbeeld van Paulus en die feit dat dankbaarheid nie opsioneel is nie. Dankbaarheid is nie opsioneel nie. Paulus se dankbaarheid is onverbiddelik. Dit is aanhoudend deur alle omstandighede, faktore en gebeure. So kom ons kyk nou na ons denkwyse en ons praktyk as dit kom by dankbaarheid. Want ons moet ons denkwyse en ons praktyk verander as ons mense is wat in dankbaarheid lewe. Eerste ons denkwyse. Ons moet begin deur ons hoë teologie prakties te maak. Dus, as jy glo God is getrou, en hy is getrou, dan is die logiese vervolging dat jy moet dankbaar wees. As jy glo dat God die primêre beweger in jou redding is, en hy is, dan is die logiese vervolging dat jy moet dankbaar wees. So begin met hierdie manier van denk, om dit toe te pas in jou lewe. Dit begin deur die Bybel te glo vir wat dit sê. Die Bybel sê God is goed, glo hy is goed en wees dankbaar, want die feit is God is goed. En dan moet ook ons denkwyse vorm om 'n ware prentjie te hê van wat in ons lewens aangaan. Reeds vir die feit, want angstigheid is die doder van dankbaarheid en die verblinder van geluk. So Paulus het nie toegelaat dat sy boeye, sy gevangenis of sy vervolging in die pad staan van sy dankbaarheid nie. Hy het nie toegelaat dat dit hom verblind tot God se goedheid in dit alles nie. Ons mag dalk sukkel met probleme by die werk, probleme in ons huwelik, of in verhoudings, ons mag angstig wees oor goed. En hierdie angstigheid en verdriet sal lei dat ons nie dankbaar is nie. Dit sal ons verblind vir God se goedheid. Dit sal ons doodmaak teenoor dankbaarheid. Maar ons moet ons denkwyse vorm om die werklikheid te sien. Die werklikheid is dat God is goed. En God se wil vir ons is dat ons dankbaar is, dankbaar in alles. So begin om jou denkwyse te hernie en dankbaarheid die teenmiddel van jou angstigheid te maak. Is jy angstig? Wees dankbaar. En dan 'n paar praktiese maniere om hierdie dankbaarheid toe te pas. Of in werking te stel in ons lewe. Ons moet leer om dankie te sê. Nou dit klink na 'n eenvoudige opdrag en ons leer ons kinders om dankie te sê en ons weet hulle het nodig om te leer om dankie te sê. My vraag is, weet jy om dankie te sê? Het jy al gesien wat die skrif sê rondom dank, om dank te bewys, om eer te betoon aan God? 'n Goeie psalm om te leer en te lees is Psalm 34. Ons moet leer om dankie te sê. Dan nog 'n praktiese manier hoe ons dankbaarheid kan
begin in ons lewe, 'n groot deel maak van ons lewe is om te begin tel. Begin môreoggend deur een ding te lys waaroor jy kan dankbaar wees vir God. Dinsdag 2 dinge lys. Lys Woensdag 3 dinge, volgende Sondag 7, 14 nuwe dinge. En ons sal nooit uithardloop nie, want daar is menigte goed waaroor ons kan dankbaar wees. En 'n derde praktiese punt om dankbaarheid in werking te stel in ons lewe is om te skryf. Skryf 'n gedig of 'n bladsy waarin jy kan besin oor die genade wat jy ontvang het. Skryf 'n brief van dank aan jou vrou of 'n brief van dank aan jou man. Skryf 'n brief van dank aan jou ouers. Of skryf 'n storie van God se goedheid in jou lewe. Die meeste van die mans hier mag dalk dink skryf is nie vir hulle nie. Maar dan wil ek net sê meeste van julle gunsteling teoloë was almal skrywers gewees. So volg hulle voorbeeld en skryf oor God se glorie. Skryf oor hoe dankbaar jy is vir dit wat God gedoen het. In jou familie, in jou gesin, in jou lewe, in Suid-Afrika. Dankbaarheid is 'n opdrag van God en ons moet leer om dit te gehoorsaam. So ek gaan 'n aanhaling gebruik om vir ons 'n praktiese voorbeeld te stel van hoe om dit in werking te stel. Dis uit 'n boek Rebel Yell, as die Engelse Rebel Yell, as die Engelse naam wat handel oor die persoon Stonewall Jackson. Stonewall se vriend het hom as volg beskryf. So sy vriend het hom beskryf as volg: God was in al sy gedagtes. God homself, die lewende persoonlike en teenwoordige God, het sy hele menswees besit. En ons weet hierdie is waar, want die Jackson het die volgende sentiment van sy vriend opgesom deur sy antwoord wat hy gegee het. Sy vriend het hom gevra. Sy vriend het vir 'n brief geskryf en vir hom gevra: "Hoe is jy gehoorsaam aan die Bybelse opdrag om te bid sonder ophou?" Toe het Stonewall as volg geantwoord: "Ek kan vir jou vertel deur illustrasie, as jy dit sal toelaat. Moet net nie dink ek stel myself op as 'n voorbeeld vir ander nie. Die gewoonte, gebed sonder ophou, is sulke vaste gewoonte in my eie gedagtes dat ek nooit 'n glas water na my lippe toe bring sonder om dankie te sê en te bid vir die water van lewe. Wanneer ons eet, is daar gebed. Wanneer ek 'n brief by die poskantoor aflaai, is daar gebed dat God dit sal seën en die persoon wat dit ontvang ook sal seën. Wanneer ek 'n brief oopmaak, bid ek dat God my hart sal voorberei vir die inhoud. Terwyl ek wag vir die studente in die klaskamer, tree ek vir hulle in gebed. En so in elke optrede deur die dag, maak ek dit 'n praktiese gewoonte." Die vriend het toe in die volgende brief hom gevra: "En vergeet jy soms om dit te doen?" Hy het geantwoord: "Nee, die gewoonte is so vas soos om asem te haal." So is dit nie dieselfde tipe vorm wat ons dankbaarheid moet vat nie. Dankbaarheid in alles. So hierdie week en alle tye wat voorlê, kan ons mekaar bemoedig deur mekaar te vra: hoe kweek jy dankbaarheid in jou lewe? Vra jou vrou as jy môre sit: hoe kweek jy dankbaarheid in jou lewe? Vra jou kollegas as jy hulle sien die week: hoe kweek jy dankbaarheid teenoor God in julle lewens? En toe ek hierdie lees, so dink ek, hoe wonderlik is dit van die vriend om dit te vra? Hoe wonderlik en hoe bemoedigend sal dit in ons lewens wees as ons sulke vrae vir mekaar aanmoedig tot dankbaarheid. Of dalk as jy 'n vriend het wat kla, of iemand om jou wat kla, vra vir hulle: hoe kan hulle dankbaar wees teenoor God? En kom ons herinner mekaar gereeld aan die opdrag tot dankbaarheid, en nog meer gereeld aan die bron van alle dankbaarheid. Medegelowige, ons het geen rede om nie dankbaar te wees nie. Ons dankbaarheid rus in die feit dat ons genade vrylik ontvang het. So kom ons volg Paulus se voorbeeld van 'n dankbare mens. Kom ons kyk na ons voorlopers in die geloof en groei as deelnemers aan die evangelie wat hulle oorgedra het. Dankbaarheid is nie opsioneel nie. Ek eindig met die volgende seënwens: wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle almal. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons Christus verskaf, Here, as die goeie en die groot rede vir dankbaarheid, Here, dat Christus ons gered het van ons sondes, Here, en dat dit ons kan bemoedig, Here, dat ons sal elke dag opnuut dankbaar wees vir U goedheid, Here, en vir U guns in ons lewens, Here, dat ons nou
U ken, Here, dat U goed is teenoor ons, Here, en dat U liefdevol is teenoor ons, Here. Ons bid dat ons na U toe sal kyk in alles, Here. Sal dankbaar wees vir elke goeie geskenk uit U hand uit, Here. Vir U sal dank vir dit, Here, want dit is net reg, Here. U verdien al ons dank en al die eer, Here. Ons bid dat ons dit sal prakties maak in ons lewens, Here, dat ons mekaar sal bemoedig om dankbaar te wees, Here, om U te eer in alles, Here, en om te weet dat alles uit U hand uit is, Here, en dat dat alles U naam sal verheerlik. Amen. Dankie. Geniet julle Sondag.